weet waarom jy vanmôre in hierdie plek is. Elise het geen idee waaroor hy vanmôre gaan praat nie. Maar die laaste 4 woordjies, 5 woordjies, is reg in my boodskap vanmôre. Ek gaan amper hierdie koortjies weer vir jou lees woord vir woord en dan moet ek lag. Dis Vadersdag. En op die Vadersdag word daar erkenning gegee aan dit wat vir ons so kosbaar behoort te wees. Ongelukkig in baie families is dit nie die geval nie, wat baie hartseer is. Maar ons behoort vanmôre almal hier te kan sit met groot dankbaarheid in ons lewens dat God vir ons vaders gegee het. Dis vanmôre my eerste Vadersdag wat ek nie my pa kan bel nie, want hy is nie daar nie. En volgende week is dit ons verjaarsdag ook. En ek het vanmôre wakker geword en ek het vir Marie gesê, ons kan nie eens vanmôre vir pa bel nie. Maar prys die Here, ons weet hy is op 'n beter plek. Maar dank die Here vir die feit dat ek 'n vader kon hê. En ek glo ook so elkeen van u. Maar die Vader wat ek vanmôre oor wil praat is nie ons aardse vaders. Ons aardse vaders behoort eintlik die voorbeeld te vat by die Vader. Oor wie vanmôre wil praat. Die Vader waarvan hierdie laaste 4 woordjies baie duidelik spreek. Daar was eendag 'n predikant, net voordat ek dit wou, dit was vir my so kosbaar. Ek het net vanmôre weer besef wat 'n invloed het ons baie keer op ons kinders. Hierdie dogtertjie wat hier op die hoekie voorgesit het, wat van naam? Marijke. Terwyl ons so gesin het van al toe ons Jesus gegee krag as ek reg onthou, gesin het. My oë was toe, ek was besig om te bid, maar skielik mag my oë op en my oog vang haar. En ek sien sy is besig om presies die bewegings na te maak wat ek besig is om te doen. As ek so maak, dan maak sy ook so. Sy moet dan opsterk, as ek sy hande ook op. En ek het net weer eens skielik besef wat 'n impak ons baie keer sonder ons het besef op kinders geleer het. En dan kinders ons dophou. Wat sê hulle is nie wat jy vir kinders, my sussie sal weer daar agter. Dis nie wat jy vir kinders leer nie, wat jy vir hulle sê nie. Dis wat jy doen. Waarmee hulle leer. Dit was vir my so kosbaar, maar dit is nou iets anders. Maar daar was 'n predikant wat eendag ook by 'n Vadersdagdiens besluit het om vir een van die tienerseuns in sy gemeente te vra om by die oggenddiens 'n gebed te doen. By die Vadersdagdiens. En hier is die gebed wat daardie kind gebid het daardie oggend. Hemelse Vader, dankie omdat u u seun gegee het, sodat ons die voorreg mag hê om u Vader te mag doen. Dankie omdat u ons hemelse Vader vir ons sorg. En nou sal jy begin sien die koortjies wat ons gesing het begin neerkom. Dankie omdat ons nooit aan die vaderlike liefde hoef te twyfel nie. Daar het ons al 2 van my 3 punte gedoen. Maar Here, vandag wil ons ook kom dankie sê vir ons vaders hier op aarde. Dankie omdat u aan ons gee om namens u vir ons te versorg en vir ons te lei en vir ons te leer. Dankie vir alles wat ons paas in ons lewens vir ons doen of dan gedoen het. Ons bid vanoggend vir al die paas. Vir die paas van klein kindertjies, vir die paas van tieners, maar ook vir die paas van groot kinders. Gee asseblief aan hulle alles wat nodig is om
om voorbeeldige paas te wees, om 'n pa te wees wat ons altyd sal herinner aan ons hemelse Pa. En Here, wees asseblief met almal wat nie meer paas het nie. Gee dat elkeen van hulle elke dag sal weet dat U hulle hemelse Pa is, wat vir hulle baie, baie lief is. Amen. Wat 'n kosbare gebed het 'n kind se hart. En ek wil vanmôre vir U vra, as ons vanmôre besef God is ons Pa, ons Vader, wat se gebed sal ons bid as Pa? Die disippels het na Jesus gekom en vir Jesus gesê, Jesus, leer ons bid. Weet jy hoekom? Oor dieselfde reaksie wat die disippels gehad het as daai kindjie gehad het. Want die disippels het gesien hoe Jesus opgaan berg toe en met sy Pa gepraat. En toe sien hoe Jesus teenoor die hemelse Vader optree, dan die God wat hulle by die skrifgeleerdes en fariseërs herken het as 'n distant God. As die almagtige God met wie die ou die straat nie kontak gehad het nie, jy moes deur die hoëpriester na God toe gaan. Jy moes vra dat die priester vir jou offer. Jy kon nie self na God toe gaan nie. En hier is Jesus, en hy kon praat met sy Pa op die berg, nie eens in die tempel nie. En Jesus het die disippels sien dit. En die disippels vra vir Jesus, Jesus, leer ons bid. Leer ons om so kontak te maak met die hemelse Vader, soos wat ons sien U het. En ons weet wat Jesus vir hulle gegee het. Kom ons die eerste lied. Dit goed aan kan kom. Ek het nou 2 verskillende gods gemaak. Kom ons lees dit wat sê Jesus vir hulle. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees, die verwys in die skrifgeleerdes. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan jy op binnekamer toe of soos wat die disippels gesê het, Jesus gaan op die berg. Maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van baie woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. En as mense ook wat baie keer dink dat om 'n halfuur lank te staan en bid, God jou beter gaan hoor as wat jy net 5 minute gebid het. Baie mense het daar ingestel. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daglikse brood. Vergeef ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. En dan Matteus 7 vers 9. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy vir brood vra? Of 'n slang as hy vis vra? As
wat sleg is, dan weet ons vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Tot sover. Jesus kom, en hy wil sê vir die disippels, ek wil hê julle moet besef, ek het gekom, sodat ek julle voorspraak wil word. Ek het gekom om vir julle die weg te baan na die Vader. Julle het nie meer die skynheilige fariseërs nodig nie. Julle het nie meer die skrifgeleerdes nodig, wat eintlik julle wil weghou, want hulle wil gesien word, hulle wil gehoor word. Nou die dag het ek by jou en morgen gekry, het gepraat ons ook oor daardie tyd, toe die kerk vir die man op straat gesê, die man in die banke gesê, luister, ons alleen mag die Bybel lees, julle mag nie die Bybel lees. En soos dan vandag nog mense wat rondloop met die titels en die magtige statusse van ek is die apostel, ek is die profeet, ek is die evangelis, ek is die pastoor, jy is maar net 'n lidmaat. Jy mag maar net Sondag in die kerk kom sit en na 'n preek luister en dan huis toe gaan. Ek is die een wat al die werk doen. Ouderlinge wat al die mag dink hulle het om gemeentes te regeer met 'n Israel. Statusfigure, amptdraers, manne en vroue wat hulle aanstel. Ons is nou die manne van God. En jy is maar net 'n leek. Jesus kom en hy sê, nee. Moenie wees soos die skrifgeleerdes nie. Moenie wees soos die skynheiliges nie. Moenie in daai rat verval waar jy dink God is daar ver. Maar kom en sê ons Vader, my Vader. Hy is my Papi, maar 'n plek om die woord van die Here sê, deur die Heilige Gees roep ons God, Abba, Vader, my Papi. Hierdie Vadersdag wil ek vir jou sê, dat jy moet vanmôre weet, jy het 'n oop deur na jou Papi toe. Ek het in 'n huis groot geword, dank die Here, was nie met pa nie, maar my pa se suster. Het daai ding gehad van kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. En wanneer ons by hulle gaan kuier het op die plaas, dan was ons as kinders in die kombuis toegesluit, want jy mag nie tussen die groot mense gekom het nie. En dit het 'n persepsie gebring van paas. Paas is onaantastbaar. Groot mense is onaantastbaar. Hulle is daarbo. Jesus kom en sê, nee. Jou God, jou Vader, is nie daarbo iewers nie. Hy is nie boek aan die plafon, en as die bid nie die plafon vas. Nee, hy is jou Papi, hy is jou Vader, hy is by jou. Deur Jesus Christus het hy jou lief vanmôre, en het jou so lief gehad, dat hy sy seun vir jou gegee het. En Petrus sê, dit is vanmôre, die eerste ding op hierdie Vadersdag, wat jy moet weet, God in die hemel het jou lief. Hy gee vir jou om, hy is nie daar om jou net te slaan nie, hy is nie net daar om jou ongeluk te soek nie, hy is nie daar om die lewe vir jou so moeilik as moontlik te maak nie, hy is nie daar met wette en regulasies nie, soos wat die skrifgeleerdes die Jode probeer beheer het nie. Nee, jou God wil jou nie beheer nie, hy wil jou Papi wees. En hy wil jy met vanmôre na hom toe kom en sê, my Papi, ons Vader, saam met Jesus, die Seun van God, en ek die voorreg om te sê, my Papi. Jesus is my oudste broer, en dit wat hy vir my gedoen het aan die kruis op Golgotha, en daarom het hy 'n erfgenaam, 'n mede-erfgenaam geword van die voorreg om God, my Papi te kan.
En ek weet nie hoe jou verhouding met jou pa was, maar ek bid vanmorgen dat jy sal weet, dat jy die vrymoedigheid, jy het al die geleentheid, jy kan na God kom, net wanneer jy wil, en net soos jy wil. Jy het nie nodig om na 'n pastoor te hardloop om vir jou te bid nie. Jy het nie nodig om na 'n profeet te hardloop om vir jou te bid nie. Ja, daar is tye wat ons daardie tipe mense nodig het om saam met ons te kan bid, dit waar. Maar moenie daai stryk neer te dink, God is op 'n afstand van jou af, en jy het iets of iemand anders nodig, anders kan jy nie by God kom nie. Al wat jy hoef te doen is om op te kyk en te sê, my papi, hy sê, hy saam met my, hy gee vir my al. En dan gaan Jesus verder. Hy leer nie net vir sy disippels, God is hulle Vader deur hierdie gebed nie. Tweedens, hy leer dat hierdie Vader staan altyd gereed om vir jou te sorg. Hierdie Vader is altyd op die plek waar hy gereed staan om vir jou te voorsien. Iemand het vanmorgen gebid en gesê, ag, Here, help ons om op te hou bekommerd wees oor môre, oormôre en die res van die maand en volgende jaar. Leer ons om God te vertrou, want hy het gesê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Hy sal vandag vir jou sorg. Hy weet wat het jy vandag nodig. Hy weet wat het jou behoefte vandag. Ja, ek weet God van partykeer tyd om te antwoord, dit is so. Al weet nie altyd die antwoord hoekom nie, maar God weet hoekom. Maar hy weet wat het jy nodig. En wat jy ook al vanmôre nodig het, al wat jy hoef te doen is, vra. Kom na hom toe, net soos jy is. Werk jou sorge op hom, want hy sorg vir jou. Bring jou bekommernis en jou nood en jou pyn na hom toe. Hy verstaan, om die waarheid te sê, sy woord sê, nog voordat jy vra, weet hy al wat jy gaan vra. En net soos 'n vader, gisteraand het ons 'n film gekyk, wat ons al vorige keer al gesien het, een van die Afrikaanse films, ek kan iets ding sy naam in my geval. Op 'n stadium in die einde van die film, nadat daar hele klomp goed tussen die seun en sy oupa gebeur het, moet die seun kies, hy wil graag vir sy kontak maak met sy meisie, maar die oupa het nie geglo in internet nie, en geglo in WhatsApp en al die goeders nie. En toe moes die seun op 'n stadium na hulle mekaar word gesorteer, en toe gee die oupa vir hom keuze. Jy kan kies. Wil jy die internet hê, of wil jy 'n motorfiets hê? Wat ek keer? Want ek kan ook die motorfiets een keer 'n week, as is een meisie kry, of ek kan elke dag met haar praat, op die internet, dan moet ek kies. Maar die oupa het vir baie duidelik verstaan, waarom die oupa nie wil hê met 'n motorfiets nie, en waarom hy ook nie wil hê met internet nie. Maar die sê moet kies. En baie keer is jy en ek in dieselfde situasie. Jy en ek moet kies wat ons in die lewe wil hê. En eintlik is dit in God se oë al twee verkeerd. God weet, iemand gaan ons kop staan, iemand gaan ons 'n fout maak, iemand gaan ons iets doen wat ons nie moet doen nie. Maar God, omdat hy Vader is, omdat hy vir jou wil sorg, omdat hy vir jou goed wil wees, omdat hy vir jou lief is, laat jy baie keer vir 'n keuse. Maar omdat hy ook Vader is en weet jy gaan, maak nie saak wat jy kies, jy gaan nie as 'n fout maak, staan ek gereed om, as jy val met die motorfiets is hy daar. As iets gebeur omdat jy goed luister op die internet wat jy nie moet nie, is hy daar. Want hy is jou Vader. Hy gee vir jou. Laat my dink aan my pa, toe ek was van kleins af, was ek mal oor rugby. En toe ek 8 word, toe kon ek nou in die laerskool se rugby span speel. En ek het so 'n paar keer geoefen, want ek weet my pa niks van rugby nie so gedoodstof gekry. En
toe op 'n dag toe ek my eerste wedstryd speel, toe kon ek nie anders verbly, en nou moet ek vir my pa sê, ek speel in 'n span. Maar my pa het so dikwiel fiets gehad, jy ken dit almal, nie dikwiele, jy ook fietsen. Hy het 3 rate gehad, maar hy het ook so maand. En hy het my weet so hier gesteek, papa kom, hy is te groot vir my. En ek wil die fiets verskriklik graag hê, want ek het ver van skool gebly en moet staan. En aan Woester raak het in die oggend maar lekker koud, en die Kaapvoet loop, met oor die nasionale pad loop, en dit is baie daarom as goed, as ek wil graag een fietsie. En toe ek vir my pa sê, pa, ek speel rugby, toe my pa betrou. Ek het ook gesê, jy gaan nie rugby speel. Jy gaan seker kry, alles waar ek saam gaan. En ek aangehou, ek rugby speel. En een dag kry my pa my in die badkamer. Dan sê ek my begin met hier kies. Of die fiets, of die rugby speel. Nou wil die fiets hê, want het is makkelijk om by die skool te kom. My voet raak nie so koud en so seer nie. Dat my maat sê, allemaal fiets, net ek wil nie een fiets hê. Of ek gaan rugby speel, my pa bly vir my waas nie, jy gaan seer kry. Nou moet ek kies. Maar ek het geweet, kies ek die fiets, en ek kan nie rugby speel nie, ek val met die fiets, gaan my pa my help. Speel ek rugby, gaan ek die prijs daarvoor moet betaal, maar as ek seer kry, gaan my pa gaan my nie in die hospitaal, as die sê wat my help. Want dit is my pa. Want ras vast ek my pa. Toe kies ek die rugby. En tot van het 4 moest ek skool te loop. Nooit een fiets gekry. Moet ek rugby gekies het. Maar toe ek berigsteen maak, en ek in die hospitaal beland, en ek behandeling moet kry, toe ry my pa al die pad van Pretoria af, Kaapstad, of my in die hospitaal gaan besoek. Hulle wil nie vir rugby. Want dit is my pa. Dit beteken sê, God het vir jou sorg. En wanneer hy vir jou sorg, is dit nie altyd vir jy wil hê nie. En nie altyd soos jy wil hê nie. En die uitkomst is nie altyd wat jy verwag het nie. Maar jy moet beteken keuses maak. Maar weet het, selfs wat jy die verkeerde keuses maak, is God daar, wat hy sorg vir jou. En hy is jou pa. En hy wil vir die disciples laat verstaan, dat God kan jy vra net wat jy wil. Hy sal jou daglikse brood vir jou gee. En selfs as die dinge verkeerd gedoen het, gaan hy jou vergewe. En net een voorwaarde, jy moet ook bereid wees om te vergewe. Dit is jou pa. Môre sit jy hier. Ek weet net ek oortuig om die Gees van ons daar liedjies gesing het. Jy sit iemand vanmôre wat vanmôre nodig het om te weet, jou pa gaan vir jou sorg. Ek weet nie wat nie, weet nie hoekom nie. Jy weet nou jou hart, die Gees herinner jou. Daar's iets vanmôre in jou lewe, daar met jou kinders, daar met jou finansies, daar met jou werk. Ek weet nie, God weet. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek is jou pa, ek gaan vir jou sorg. Luister net die verwoord so ons gesing het. Jesus gee jou krag. Daar het jy vanmôre krag nodig. Maak as jy daai oproepie gemaak het. Steek op jou hande. Prys die Here, loof die Here. Want hy gaan vir jou sorg. Want hy gee jou krag. It is no secret what God can do. Dis geen geheim wat hy kan doen nie. Jy voel miskien vanmôre hier is in 'n doodloopstraat. Jy het nie meer antwoord nie. Voel jy bid in die dag van sê dit so maklik. Maar al Jesus vir jou vanmôre sê, luister, dit is nie waar nie. Jou Vader is nog altyd by jou. Daar is net daai tye wat hy vir jou dinge wil doen
Hy gaan vir jou deurdra. Be still and know that I am God. Wees vanmôre stil voor God en weet, hy is jou papa. Hy het jou lief. En hy gaan vir jou sorg. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal jou nie begeer of verlaat nie. Hy is met jou tot aan die volleinding van die wêreld. Hy trek vir jou uit en maak jou baie vir jou gelyk. Al gaan dit in die dal van doodskaduwee, hy is met my. Hy sal vir jou sorg. Want hy is jou papa. Jy het nie meer 'n hoëpriester nodig nie. Jesus is jou hoëpriester. Jy het nie meer 'n offerande nodig nie. Die kruis was die altaar. Jy het nie apostels en profete en pastore nodig nie. Jy het die Heilige Gees wat vir jou intree. Roep hom in die dag van benoudheid en hy sal jou antwoord. Want hy is jou papa wat jou lief het en vir jou sal sorg. Jy weet met wie God op hierdie oomblik praat. Is iemand wat dit vanmôre moes hoor. En dan die derde ding wat Jesus die disippels probeer leer deur hierdie gebed. Vertrou hom net. Vertrou hom net. Hy sal jou nie teleurstel nie. Kan ek weer daardie vers, daai laaste van Matteus 7 vir jou lees. Wat 'n mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang gee as hy vis vra. As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra. Vertrou hom. Vertrou hom, hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy het beloftes gemaak wat hy sal nakom. Hy sê nie 'n jota of 10 of dit sal verlore gaan, vir alles nie vervul is nie. Dit wat hy gespreek het, sal hy doen. Hy sê jy en ek is ontrou, maar hy bly getrou. Vertrou hom. Maak staan vanmôre op jou pa, wat jou nie teleur sal stel nie. Ja, jou pa gaan baie besluite maak waarvan jy nie gaan hou nie. Maar dit is altyd op jou bes, want dit is altyd op jou voordeel, want God se wil is nie jou wil nie. God se saak is nie jou saak nie, maar hy gaan altyd die beste vir jou doen. Romeine 8 sê alles sal meewerk ten goeie vir die wat hom liefhet. Vertrou hom dat hy die beste vir jou weet, want hy is jou pa. Jou Vader, wat jou lief het, wat vir jou sorg, en op wie jy kan staan maak. Ek sien jou al eens dan nie 'n kind, wat hier is, wat ek so graag gehad het, dat ek denk, jylle is te groot en te, ek weet nie, dalk kan ek dalk nog lees, dat probeer, maar ek wil een van die kinders van daarby gaan verhoog te gaan staan, en vol te sê, spring, en ek so ontvang. En ek sal nie wat sê, ek kan nie beloof jou. Hoeveel te meer jou pa. Hoeveel te meer jou hemelse Vader. Staan hy gereed om jou te vang as jy spring. Daar is net daai tye wat maar iets in die week sê so my sê so skrikkelik lief vir die wonderwerke. Sy soek net 'n boekie of 'n kursus oor wonderwerke. Want wat Rita Samsing geskryf het, ons kan nie nergens kry. Maar toe praat ons weer oor hierdie wonderwerke. En al die wonderwerke, gaan lees dit maar self, sê dit nou ook weer aangeteken en nagevors. Al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, en dan altyd een woordjie te sprake gaan. Altyd. Daai woordjie is geloof.
of klein geloof, of groot geloof, of jou geloof wat jou deurgedra het, altyd geloof ter sprake gekom by die wonderwerk. Geloof is basies dieselfde woordjie in Grieks wat vertaal word met vertrou. As jy sê jy glo God, dan sê jy vertrou. As jy sê jy geloof in God, dan sê jy ek het vertroue in God. En Jesus kom en hy sê, vertrou God, dat hy vir jou gee wat jy nodig het. Met andere, glo, dat hy daartoe in staat is. Glo, dat hy jou nie teleurgestel het. Glo, dat hy daar is om die beste vir jou te soek. Vertrou hom. Wat is daar vanmôre in jou lewe? Wat skeef loop? Wat is daar vanmôre in jou lewe wat jy nie antwoorde vir kry nie? Wat is daar in jou lewe vanmôre wat jy voel jy is in 'n doodloop straat? Weet vanmôre, jou Pa het jou lief. Jou Pa gaan vir jou sorg. En vertrou jou Pa. Glo dat hy vir jou nie teëraak kan gee. En ek wil vir jou iets weggee. Dat jy vanmiddag of vanaand weer die Onse Vader gaan bid. Maar nie weer as 'n reël wat jy van jou kinderdae afken nie. Nie iets wat jy maar net opsê omdat jy dit gewoond is om te doen nie. Maar wil jy vanmiddag die Onse Vader gaan bid met dit in gedagte. Jy praat van jou Vader wat jou lief het. Jy vra vir jou Vader vir brood of wat jy ook al nodig het vandag omdat hy vir jou sorg. En jy glo dat hy nie vir jou 'n vis gaan gee as jy 'n slang gaan gee as jy 'n vis vra nie. Of 'n klip as jy brood vra nie. Maar hy weet wat jy nodig. En vertrou dat hy tot alles in staat is. Glo dat by hom alle dinge moontlik is. Dit is hoe God voorsien. Dit is die God wat ons dien. Dit is die God wat ons liefhet. Die God wat vir ons sorg. En die God op wie ons kan staan en vertrou. Dit is God jou kopie. Sê vanmôre jou Vader. Of as hy iemand daar ver, onantastbaar, voel het vir jou is onmoontlik om by uit te kom. Dan nou jou, bid saam met hom, Onse Vader.